dat hy gesê dat die kinders die belangrike is, van die koninkryk hoort aan hulle. Here, maak ons soos kinders vanmôre, om met 'n kinderlike afhanklikheid en 'n kinderlike eenvoud na die Bybel te kyk, en die stem te hoor, en te weet dat U waarlik God is. Ons loof en prys U naam en ons aanbid U as ons Here, om die Heilige Gees en werk met ons in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Johannes 18. Johannes 18 van vers 32 tot 39. Die opskrif is Jesus voor Pilatus. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom geantwoord, vra jy dit uit jou eie, of het 'n ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jy en jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie, dan is jy toch wel 'n koning van Pilatus. Dit is soos jy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet vir die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, hiervoor het ek na die wêreld gekom. Elkeen wat aan die waarheid hoor, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid? Vra Pilatus vir hom. Toe hy dit gesê het, het hy weer buitekant toe, sy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie, maar julle het die gewoonte dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Barabbas was 'n rower. Mevrou, kan die kinders vorentoe kom, as julle nie skaam is nie, kom sit nie voor en met julle gesels. Dames van hier sit julle. Vanmôre is ek nie die dominee nie. Vanmôre is ek Pilatus. Pilatus, dis 'n snaakse naam, hè? Nou Pilatus was die leier gewees van Jerusalem. In Jerusalem was hy die een wat in beheer was. Ja, ek gaan nou hierdie kant toe. Pilatus was die een wat in beheer was. Hy het 'n wit kleed aangehad om te wys dat hy een van die belangrike mense is. En om te wys hoe belangrik dit is, het hy sulke rooi pers dit om sy nek gedra om te sê dat hy nie regering is en die mense moet vir hom luister. En net Pilatus is Jerusalem toegestuur. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Hierdie Jode, die mense wat daar bly, jy weet hulle maak nou nog oorlog. Hulle is 'n klomp moeilike mense. Ek dink ek by myself, hoekom sal my baas uit Rome uit vir my Jerusalem toestuur? Dis 'n moeilike plek. Hierdie mense, as hulle net iets verkeerd is, dan brand hulle sommer bande. Jy mag in daai tyd het hulle nie bande gebrand nie.
En toe kom daar nog een of ander dominee of prediker of ding, wat baie moeilikheid veroorsaak het. Sy naam was Jesus. Ek het nog nie geken nie, maar ek het van hom gehoor. En hierdie Jesus het nie vir die Joodse leiers stil gebly nie. Hy het hulle vertel wat hulle verkeerd doen. En toe dan hulle vir hom kwaad. Hulle het niks van hom gehou nie, want hy het vir die arme mense het hy goeie stories vertel. En vir die gewone mense, en vir die kerkmense het hy gesê, julle doen verkeerd. Dis daarom nie lekker nie. Maar ek het besluit, dis die Jodese storie. Ek gaan my nie aan hulle steur nie. Ek gaan niks met hulle maak nie. En toe ek nog so aangaan met myself daarso in Jerusalem, en al my regeringsgoeders doen daarso, en saam met my vriende kuier, toe kom ek agter maar, hulle so kwaad vir hierdie Jesus. Hulle vat hom hof toe, hulle vat hom na hulle hof. En hulle sê dat hy verkeerde goed gedoen. En toe besef ek moet maar die luister wat hulle sê, daar gaan dit my daarop kla, en ek wil nie moeilikheid hê, want hierdie Jode maak moeilikheid. En wat gaan ek met hulle doen? En toe, het hom aangekla van hulle gehoor. Die Jode was so deurmekaar. Hulle kon nie eers twee ouens kry wat dieselfde ding sê. Want dan moet twee wees wat sê, ek het gesien, hy het verkeerd gedoen. Ek het gehoor wat hy gesê en dit was verkeerd. Hulle kon nie twee mense kry wat dieselfde sê. Hulle kon nie dat iets van hom doen nie. En toe probeer hulle hom uitval. Toe vra hulle vir hom, sê jy is God se seun? En toe sê hy, dis soos julle sê. En toe sê hulle, maar nou is hulle sommer baie kwaad. Hy het nou 'n baie moeilike ding gesê, voor hulle so almal het hom gehoor. Hy sê hy is God se seun en daarvoor moet hy gestraf word, want hy is. En ek dink toe by myself, hy is net 'n gewone mens. Hoe kan hy sê hy is God se seun? Ons Romeine het geglo in gode wat daar in die wolke gesit het. Maar ons het nie die regte God geglo nie. En ek dink toe, ek gaan my nie steur in hierdie ou nie. Wat kan hy nou doen? Wat kan hy sê? En wat kan die Jode doen? Maar toe ek weer sien, toe sleep hulle hom daar in my toe. En ek moet besluit. Want weet julle wat? Hulle was so kwaad vir hom, hulle moes wou hom doodmaak. En omdat hulle Jode was en nie Romeine nie, het hulle dit nie kon doen nie. Hulle mag dit nie doen nie. Net ek mag dit doen. En toe bring hulle hom na my. Maar die klomp Jode het allerlei reëls gehad. Hulle het nie by my huis gekom nie. Hulle het sommer daar buite op die stoep gestaan. Toe moet ek uitstap na hulle. En dan met hulle staan en gesels. Ek was regtig nie lus vir hulle. Hulle maak net moeilikheid. Ek was glad nie lus vir hulle. En hier staan hierdie ou. En ek kyk hom en ek sien, maar hy is nie 'n skelm nie. Hy is nie 'n skelm nie. En ek sê vir die Jode, hy het niks verkeerd gedoen nie, wat gaan hulle met julle? Julle is sommer weer mekaar. Hierdie Jesus het niks verkeerd gedoen. Nee, sê hulle, hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Toe skrik ek, want as iemand sê, hy is koning of hy is belangrik, dan is dit 'n storie vir Rome, en dan kan ek in die moeilikheid. Toe doen ek 'n lelike ding. Ek doen wat ons Romeine doen. As ons wil hê iemand moet praat, dan slaan ons op. En ek het vir hulle 'n lang lach gegee, so 'n leer lach, en in die punt het hy sulke riempies aangehaal, sulke touwtjies aangehaal. In daai touwtjies was stukke staal en stukke been. Toe sê ek vir hulle, slaan hom daarmee. En toe slaan hom daar. En die soldate het hom lekker geslaan. Hy het baie sleg gedaan. Toe hy terugkom, toe sê ek vir hom, nou wat sê jy nou? Toe sê hy niks. Sê ek vir hom, hey, weet jy nie dat ek jou kan laat doodmaak? En toe draai
na my toe. En hy sê vir my, nee, jy kan niks doen, as God jou nie reg gee om te doen. En toe raak ek bang. Toe raak ek regtig bang en ek wonder, maar wie is hierdie Jesus? Ek sê toe vir hom, wie is jy en waar kom jy vandaan? Dat jy sulke goed vir my sê. En hy sê toe, nee, ek is nie van hier nie, ek is van die hemel. Ek kom van die hemel af. My mense sou vir my geveg het as hulle van die aarde was. En hy sê toe op 'n ander plek, sê hy, ek kan uit die hemel uit 'n klomp engele stuur en hulle sal my verdedig. Maar vir jou is dit nie bang. En toe raak ek bang vir hom. En ek kom toe agter, maar hier is iets anders aan die gang. Hierdie Jesus is belangrik. Hy is baie belangrik. En toe gaan ek, en ek dink 'n bietjie daaroor, en terwyl ek dink, hier kom my vrou ingehaal. Die vrou kom partykeer ingehaal met sy kind. Sy kom hier ingehaal, en sy sê vir my, ek het 'n nagmerrie oor hom gehad. Jy weet wat 'n nagmerrie? 'n Slegte droom. Sy sê, ek het 'n slegte droom oor hierdie man gehad. Jy moet niks met hom te doen nie. Jy gaan in die moeilikheid kom. Nou is ek klaar bang, want die Romeinse regering, die keiser en die ouens, wil my toets. En as ek iets doen wat verkeerd is, dan gaan hulle my wegstuur na 'n slegte plek. En nou sê my vrou, los hom uit. En toe kyk ek hierdie Jode en die mense voor my, en ek sê vir hulle, luister, kom ons probeer iets anders te. Daar's 'n groot skelm met die naam Barnabas. Kom ons laat hom in die tronk sit. Kom ons laat Barnabas in die tronk sit, en ons laat hierdie Jesus vry. En toe begin hulle te skree. Hulle praat nie oordentlik nie. Net 'n klomp mense wat stout is. Hulle skree net die heel. En hulle skree, nee, los Barnabas uit, laat hy vrykom, al is hy skelm. Vat vir Jesus en kruisig hom. Wat beteken kruisig? Sien julle daai houte daarbo? As ons Romeine mense wou doodmaak, het ons hulle vasgekap aan so ding, dat hulle nie kon asemhaal nie en dat hulle self doodbloei. Toe sê hulle ons moet Jesus aan daai kruis vasgehou. Nou ek as gouverneur van Jerusalem, ek mag dit sê, maar hulle mag nie. Toe sê ek vir hulle, luister, ek gee nie om wat julle doen nie. Nou vat ek water en ek vat toe water en ek was my hande. Ek sê, luister, ek wil niks meer te doen nie. Wat julle doen is verkeerd, maar omdat julle so skree, gaan ek julle gee, dat julle om hulle aan 'n kruis kan vasspijker. En hulle het hom gevat en aan die kruis vasgespijker en hy dood gegaan. En toe, omdat daar stories was, het ek 'n soldaat gestuur om seker te maak dat hy dood is. En hy het teruggekom en vir my gesê, Jesus is dood. En hulle het hom toe van die kruis afgehaal en hulle het hom begrawe. Maar daai tyd het hulle op ander maniere begrawe. Hulle het 'n grot gehad. Hulle het 'n groot gat in die grond met 'n klip wat hulle voorgerol het. Dan het hom daar ingesit. Hulle het lak op hom gesit, en sy het snaakse olie aan hom gesmeer en hom daar in die graf gesit. Maar toe as stories, hulle sê hy het in die dood uit opstaan. Toe het 2 soldate gekry om hom op te pas. En toe ek weer sien, die volgende dag, toe kom die 2 soldate daar aan, en hulle oor steeds so groot. Hulle het hulle dood geskrik. Hulle sê, weet julle wat? Daai graf is oop. Iemand het daai klip weggeloop, iemand wat baie sterk is, en daai klip weggeloop. En hy is nie meer in die graf nie, daar lê net lappe daar. Die lappe wat om sy lyf was, lê daar so, hy is weg. Een van die soldate, wat daar by die kruis was, kom toe na my toe en sê vir my, weet jy wat? Gouverneur, Pontius Pilatus, ek sê vir jou, daai man was regtig
En toe is dit sommer nog meer bang. En ek wonder maar wie was hy? En toe hoor ek stories dat Jesus regtig uit die dood uit opgestaan het. Dat hy nie meer dood is, maar dat hy lewe. En nou, ek het gehoor van wat gebeur het. En hulle het kwaad gemaak vir my. Nou stuur hulle my weg na 'n ander simpel plek toe, waar ek nou moet gaan as straf. Net omdat die Jode beklei het, en omdat hulle Jesus gekruisig het. En nou wonder ek by myself, is Jesus nie regtig God se seun nie? En nou wil ek vir jou vra, glo jy in Jesus? Glo jy dat hy God se seun is? Wonderlik. Kom ons bid en ons sê vir Jesus, dankie, dat hy ook vir ons gekom het, en vir ons betaal het vir alles wat verkeerd is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie, dat u gekom het, en vir alles wat ons verkeerd gedoen het, betaal het. Dankie dat u gekom het, om al die stout, al die lelik wat daar in die wêreld is, weg te vat en mooi te maak. Here, dit is nog nie mooi nie, en daarom bid ons, dat u dit sal regmaak. En Here, help ons om nie soos Pilatus net sy handjies te was en dit te los, maar help ons om regtig elke dag te lewe soos 'n kind van Jesus, omdat ons ook u kinders is, en u ons Here is. Ons loof u naam, en ons sê, u